Goeiemôre almal. Is ek bo aan? Dit klink so. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ek dink meeste van ons is al op vakansie en ek dink hierdie jaar is vir ons elkeen beskore om iewers in Desember net so 'n bietjie terug te staan en te reflekteer. Ons as Christen is natuurlik in 'n baie gelukkige posisie waar ons die teenwoordigheid van God die hele jaar kon beleef met al die uitdagings wat voor ons was. Nie dat ek sê dit is altyd maklik nie. Ons gaan ons in ons eie menslike natuur gaan ons probeer goeie self bewerkstellig. Maar ek dink tog ons is baie geseën om as 'n gemeenskap van gelowiges hier bymekaar te wees en om te getuig van 'n God wat nie een oomblik ons sy verlaat nie. So ons moet regtig getuig van daai God wat altyd by ons is en ons bystaan en ons moet vrolik wees hierdie tyd van die jaar waar ons uitsien na die 25ste waar ons die geboorte van Christus vier. So kom ons staan en dan sing ons kom kinders dis daai kant toe. Nou, kyk net gaan. Ek dink hier iewers is 'n metaalplaat in die kop of iets wat my signaal maak. Kom ons kyk. Net soos in rehearsal was dit perfek. Zijn we terug? Ons kyk het gou. Ons battery sit. As hy tegnologie hou ons op ons knieë. Okay, kom ons staan en sing ons kom kinders. Oh
Ons is vandag by die 4de Sondag van Advent. En dit is die kers van liefde wat ons gaan aansteek vandag. Nou wanneer dit by God in liefde kom, dan is daar nie 'n beter tyd om God se liefde vir die wêreld te vier nie, as Kerstyd, wanneer hy sy enigste seun vir ons gestuur het. So ons sien uit na die 25ste Desember, en daar gaan ons opnuut, of weer gaan ons Jesus Christus se liefde, of God se liefde vir die wêreld, deur sy seun Jesus Christus vier. En ons as Christene word genooi deur God om daai vrolikheid en wonderlike getuienis van wat God vir die wêreld gedoen het deur sy seun Jesus Christus verder te neem na ander mense toe in hierdie wêreld. En dis hoekom ons moet getuig van God se liefde. En dan wil ek vir julle Psalm 89 voorlees, waar dit presies is waarvan ons moet getuig, van hierdie liefdevolle getroue God wat ons het. Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade, sy trou verkondig aan komende geslagte. Ek sê, u liefde en u trou wankel nooit. Dit hou vir altyd stand in hemel en op aarde. Ons sit sommer so wat sing ons God is lief. Wanneer dit by liefde kom, is daar seker nie 'n beter voorbeeld as ons Here Jesus Christus nie. En Moeder Teresa van Calcutta, sy sê hierdie woorde wat my baie aanspreek, oor wat dit behels wanneer ons vir mekaar lief het, en op wie ons moet konsentreer in liefde. Ek lees ons voor. A sacrifice to be real must cost, must hurt, and must empty ourselves. Give yourself fully to God. He will use you to accomplish great things on the condition that you believe much more in His love than in your weakness. In ons menslike natuur kan ons nie staat maak op ons eie oordeel nie. So Moeder Teresa sê dit baie mooi. Sy sê, ons fokus moet op Christus wees, die ene wat liefde volbring het en volmaak na ons te gebring. Daai sacrifice waarvan sy praat, is deel daarvan om in jouself te stap en ander na Christus toe te neem. Kom ons sing nou, praat ek in mense enkele tale, kom ons staan as ons dit sing. Oh
Ek groet julle vandag in die naam van die God van liefde. En ek groet julle in sy Seun se naam, ons verlosser. En ek groet julle in die naam van die Heilige Gees, die een wat altyd by ons is. Amen. Die volgende oomblik wat ek graag wil hê ons moet ingaan, is waar ons nog meer bewus raak van God se teenwoordigheid. Nou julle, hierdie jaar was vir ons 'n uitdagende jaar, om die minste te sê daarvan. En deur hierdie jaar het ons gesien hoe 'n pandemie die hele wêreld eintlik op dieselfde platform sit. En hoe ons almal vir die eerste keer in ons lewens met iemand aan 'n kant in Australië of in Amerika of Europa kan assosieer waarheen ons gaan. Nou hier aan die einde van die jaar en die laaste week het ek nou gehoor, was dit chaos geweest daarso by Pathgate. Ek weet nie of julle weet nie, maar hulle het net 150 toetse gehad wat hulle daagliks kon doen. En dit het veroorsaak dat die mense al van 3 uur in die oggende daar gaan wag het om net 'n nommer te kry om in te gaan, sodat hulle getoets kan word. En dan, as jy nog positief getoets is, dan moet jy jou vakansie vir 'n week uitstel. En party moes dit heeltemal afstel. So my harte gaan regtig uit na daai mense toe. Ek dink dit is nie ons jaar wil afgesluit het. Maar vandag gaan ons hoor hoe lyk dit wanneer ons planne maak. En hoe ons dink dat iets wat goed is, kan ons net in God se wil val. Maar soms moet ons nie dink ons kan vir God uitlaat uit wat ons beplan. Want hierdie lewe en God het dalk 'n antwoord wat ons nie wil hoor soms nie. Iets wat hy weet wat beter is vir jou. En soms neem ons net dinge in ons eie hande. Elke liewe een van ons weet van iemand wat geaffekteer is deur hierdie pandemie. En hier naby aan ons staan Jannetjie. En dis ons hartseer hierdie week gewees om te hoor dat haar kleindogter oorlede is en dat sy in die hospitaal lê op suurstof. Dis baie naby aan die huis en julle weet seker van iemand in julle families wat ook deur die virus aangeraak is. So ek wil hierdie oomblik roep, waar ook al julle is, hierdie oomblik wil ek gebruik om net so 'n bietjie te reflekteer oor die jaar wat verby is. En ek wil graag die geleentheid skep sodat ons in gebed gaan, sodat ons in 'n diep gebed gaan en ons harte voor die Here oopmaak en met hom praat oor daai mense wat siek is, daai mense wat geaffekteer is, kan die Hannetjie se familie wat in rou is. So ek gaan 'n lied speel en dan vir die volgende 4 minute 50 sekondes. Kom ons neem die geleentheid om net die mense op te dra. In Namibië, naby ons familie en in die wêreld. En ons bid vir hulle.
Here, ons kyk op na die hemel. En ons vra vir U dat U ons sal kom omhels en ons sal vashou. Here, kom asseblief weer in ons harte. Here, word opnuut in ons harte gebore, U sender. Vernuwe ons geloof in U. Here, help ons dat ons oë op U lig sal. Help ons om U te volg in U rus en vrede. Vertroos vir Tannie Hannetjie en haar familie, Here. Hou almal styf vas wat siek is. U se planne nie uitgewerk nie, Here. Laat hulle deel word van U storie, van U verhaal. Here, dankie dat ons kan deel word van U verhaal. Amen. Baie dankie, Here. Ons lees vandag nie so vinnig klaar maak nie. Ons lees vandag uit 2 Samuel 7. Dan kan julle Bybels daar oopmaak. Samuel 7 vers 1 tot 11 en 16. Here, dankie dat ons hierdie lewende woord van God kan oopslaan en as 'n liggaam van Christus soekend kan wees vir U openbaring. Maak die oë en die ore van ons harte oop. Here, laat ons jubel en juig oor die wonderlike nuus wat U vir ons gee. In die woord, soos daai voeltjie staan buite jubel en juig. Maak ons opgewonde oor die koninkryk van God. Vir in Christus naam. 2 Samuel 7 vanaf vers 1. Toe koning Dawid in sy eie huis woon, nadat die Here hom rus gegee het van al sy vyande in die omgewing, sê hy vir die profeet Nathan: "Kyk, ek woon in 'n huis wat met sederhout versier is, maar die ark van God staan in 'n tent." Nathan het die koning geantwoord: "Doen gerus alles wat u in gedagte het, die Here is by u." Dieselfde nag het daar egter iets gebeur. Die woord van die Here het tot Nathan gekom en vir hom gesê: "Gaan sê vir my dienaar Dawid, so sê die Here, wil jy vir my 'n huis bou om in te woon? Vandat ek die Israeliete uit Egipte laat trek het, tot nou toe het ek nog nooit in 'n huis gewoon. Ek het in 'n tent en 'n tabernakel rondgeswerf saam met die Israeliete. Het ek ooit vir een van die stamme wat ek beveel het om die leiding van my volk Israel op hom te neem, gesê: waarom bou julle nie vir my 'n huis wat met sederhout versier is nie? Nou moet jy vir my dienaar Dawid sê: so sê die Here, die Almagtige, ek het jou uit die weiveld agter die kleinvee weggevat om oor my volk Israel te heers. Oral waar jy gegaan het, was ek by jou.
Al jou vyande het ek voor jou oë uitgedaag. Ek het jou so beroemd gemaak soos die grootes op die aarde. Ek het 'n woonplek aan my volk Israel gegee en hom gevestig, sodat hy sonder vrees in sy plek kan woon. Slegte mense sal hom nie meer verdruk soos voorheen. Toe ek leiers oor my volk Israel aangestel het, ek sal jou rus gee van al jou vyande. Ek maak aan jou bekend dat ek vir jou 'n koningshuis gaan vestig. Vers 16. Jou koningshuis en jou koningskap sal vir altyd vas staan. Jou troon sal altyd voortbestaan. Tot sover. So ek het 'n tema vir vanoggend. Tema se naam is God se huisplanne vir ons. En dan ons teksgedeelte het ek in 2 opskrifte gedeel. En ek wil hê ons moet na elkeen kyk en daar gaan ek ook 'n paar onderverdelings hê, sodat ons kan verstaan wat God vir Dawid sê in die teksgedeelte. So Dawid se huisplanne vir God is vers 1 tot 7 en God se huisplanne vir Dawid is vers 8 tot 11 en 16. Kom ons kyk eers na Dawid se huisplanne vir God. Dawid se huisplanne vir God het ek 2 opskrifte. Dawid se planne is vers 1 tot 3 en God se antwoord is vers 4 tot 7. So hier aan die heel begin, dan sê Dawid, dan sê hulle dat Dawid het tot ruste gekom. God het hom vrede gegee met sy vyande wat in die omgewing woon. So Dawid kom tot ruste. En Dawid se tydperk was so 1000 jaar voor Christus. So 3000 jaar terug. En hy is seker een van die beroemdste of die welvarendste konings nog ooit gewees. So toe hy tot ruste kom, toe sit hy in hierdie pragtige paleis, kan ons net dink, met pragtige versiering van sederhout. En hy sit en hy, wat ons ook gewoonlik doen wanneer ons tot ruste kom, reflekteer. En hy dink dat God het hom so wonderlik geseën. Hy wil graag iets terugdoen vir God. So dan dadelik dink hy sit in hierdie pragtige woning, maar die ark van God is nog in die tabernakel, in 'n tent. En hy dink dadelik, maar hy vir God, wil hy 'n struktuur bou, waar God se voete tot rus kan kom, dat die tabernakel in 'n tempel staan. En hy deel nou hierdie gedagte met Nathan, en Nathan dink, wat 'n fantastiese idee van Dawid. En hy sê, God is met jou, gaan voort. Maar julle is dit nie tipies mense nie. Enige iets wat ons dink wat goed is, dink ons is in die wil van God. En dan bemoedig ons sommer almal, sonder om regtig vir God te benader, of sy wil te soek, in hierdie oomblik. Dan antwoord God op. So daai selfde nag kom die woord van God na Nathan toe. En God sê vir Nathan, en van die kommentare, hulle sê, dat God is eintlik verbaas. Hy sê, Dawid, wil jy vir my 'n huis bou? Nog nooit het iemand aangebied om vir my 'n huis te bou nie. En hy sê, maar, daar is nie 'n woning op aarde, waar ek 'n vaste vesting maak nie. Ek het van dat ons saam met die Israeliete uit Egipte uitgetrek het, was ek altyd by die Israeliete. Ek het saam met julle getrek in die tabernakel, en daar waar die Israeliete gegaan het, was ek teenwoordig. Maar daar is nie 'n vaste vesting, wat ek ooit vir iemand gevra het, 'n leier van die Israeliete, om vir my 'n tempel te bou, 'n huis vir my te bou, hier wat 'n fisiese struktuur op aarde is. So God sê vir Dawid, hy is nie iemand wat in 'n struktuur op aarde, in 'n tempel, homself gaan vestig, maar hy is by die Israeliete, oral waar hulle gegaan het. So dan, die vraag wat ek het, hoekom mag Dawid nie vir God 'n huis bou nie? Want net na hierdie teksgedeelte, hierdie deel tussen 11 en 16, dan sê God vir hom, die antwoord is nie heeltemal nee, maar jou seun Salomo gaan daai tempel bou. Hy gaan daai huis vir my bou. Nou as God sê,
hy soek nie eintlik 'n huis wat mense vir hom bou, waar sy tuiste is nie. Hoekom sal hy dan vir Salomo toelaat om vir hom 'n huis te bou? Nou dit kry ons in 1 Kronieke 17. 1 Kronieke 17, dan praat Dawid met Salomo. Dan sê hy vir hom, jy gaan hierdie huis van die Here bou, hierdie tempel. Maar die Here het gesê, ek mag nie hierdie tempel bou nie. Vir hierdie rede. Daar het te veel bloed voor God gevloei in Dawid se tyd. God het gesê, jy het te veel oorlog gevoer in my naam. So dis hoekom God nie wil, ek wil amper sê, geassosieer wil word met Dawid se oorlog en die bloed wat gevloei het nie. Hy sê spesifiek, hy gaan in die tyd van vrede, in Salomo se tyd, gaan hy dat Salomo die tempel bou, sodat in die naam van vrede, daai tempel opgerig word. En sommer my eie gedagtes is dat, daar gaan baie meer kan blootgestel word aan God, Jahwe van Israel. Want baie meer mense kan dan na Jerusalem toe gaan, na hierdie tempel toe, waar hulle nie in oorlog is met Dawid nie. Maar Dawid kon net sowel self hierdie tempel gebou het. Want as jy 1 Kronieke 29 kyk, hy het alles gedoen, hy het net nie gebou nie. Hy het al die materiaal reggekry, hy het sederhout gehad wat by sy ore uitloop, hy het goud, tonne goud gehad. Hy het vir Salomo so voorberei om hierdie tempel te bou. Alles het gereed gestaan, hy het planne tot op die punt het hy van God af ontvang. Waar die kandelaar moet staan. Dit is regtig indrukwekkend, julle moet dit gaan lees, oor hoe spesifiek Dawid hierdie voorbereiding getref het. So die rede hoekom God, en dis 'n belangrike punt, ons gaan nou weer terugkom daarna toe. Hoekom Dawid nie, hoekom God nie vir hom die tempel laat bou, gaan ons nou ook hoor, maar is omdat daar te veel bloed gevloei het, en te veel oorlog gemaak is in Dawid se tyd. En God wil hê dit moet die tempel van vrede wees. Kom ons gaan aan na God se huisplanne vir Dawid, vers 8. Nou God vestig vir hom 'n volk. Nou in vers 8 begin God vir Dawid sê, wat hy klaar vir Dawid gedoen het. Hy sê vir Dawid, weet jy wat Dawid, ek het jou van 'n skaapwagter af, het ek jou 'n heerser gemaak oor 'n volk. Ek het vir jou al jou vyande voor jou, het ek vernietig. En ek het jou 'n naam gegee wat gelyk staan aan die grootes. Abraham, Isak, Jakob, Moses en Josef en Moses. So God sê, laat hierdie tempel gaan. Ek weet jy wil baie graag die tempel bou. Maar ek het al klaar vir jou genoeg gegee. Jy het al klaar genoeg roem en ek het al klaar genoeg vir jou gegee. Jy kan nou hierdie tempel, kan jy laat oorstaan na jou seun toe. So dis amper asof God vir hom sê, maar Dawid, ek het al genoeg, jou naam al klaar groot genoeg gemaak. Jy het nie nodig om nog die tempel ook agter jou naam te hê. En dan sê God, maar deur jou het ek 'n volk vir my gevestig. Ek het hulle 'n veilige vesting gegee en ek gaan hulle beskerm. So God vestig hulle. Hy vestig 'n volk vir hom. Hy vestig eintlik 'n huis vir hom in die Israeliete. So deur Dawid, vestig hy die Israeliete en hy gee vir hulle veilige vesting en vrede. So deur Dawid beskerm hy hulle ook van hulle vyande. En dan God beloof 'n koningshuis. Nou in vers 11 sê God dat ek gaan vir jou 'n koningshuis oprig. So God draai om en waar Dawid vir hom 'n huis wil bou, dan sê God, nee, ek gaan vir jou 'n huis bou. En in vers 16 dan sê hy, ek gaan nie net vir jou enige koningshuis bou nie. Ek gaan vir jou 'n koningskap en 'n koningshuis gee wat vir ewig gaan staan en bestaan. Nou hoekom wil God vir Dawid 'n huis bou? Want God se goeders hou. God
het die einde al in sig gehad, toe hy begin het. Ek wil eintlik so ver gaan, toe hy met Dawid gepraat het, het hy al vir Jesus Christus in gedagte gehad. So God sê, dat hy gaan vir Dawid 'n koninkryk, 'n ewige koninkryk oprig, koningshuis, waarvan Christus die koninkryk gaan bring vir ons. So hy sê vir Dawid, ek gaan vir jou hierdie koningshuis gee, in jou lyn van familie of koningskap, gaan daai lyn deurgaan tot 'n ewige koninkryk. So God sê vir Dawid, dit wat jy vir my wil maak, is iets wat nietig is, maar dit wat ek vir jou wil gee, is 'n ewige koningshuis. So dis die rede hoekom God vir hom 'n koninkryk gee, of 'n koningshuis wil gee, want sy koningshuis is ewig. So dit is ons teksgedeelte. Nou wil ek dit 'n bietjie nader bring aan die huis hier by ons. So ons huisplanne vir God. Ons is eintlik baie soos Dawid en Nathan. Want ons het gedink dat om fisiese strukture op te rig, het ons gedink dat wanneer ons na hierdie huise kom, hierdie wat ons sê die huis van die Here, dan dink ons gaan vir God hier ontmoet. Want God se teenwoordigheid is mos in hierdie huis. En dis mos 'n wonderlike idee om 'n kerk te bou en die huis van die Here op te rig, waar mense kan vir God ontmoet. So ons sal sê, bou nog 'n kerk. Maar is dit regtig wat gaan God ons antwoord en sê, mooi? Of gaan hy ons antwoord soos hy vir Dawid geantwoord het? Gaan hy sê, wil julle regtig vir my 'n huis bou? God gaan sê, ek vestig nêrens. Ek word nie deur die mure van 'n fisiese struktuur vasgehou. God sê dat hierdie kerk en alles wat ons rondom dit doen, ons wat hom ontvang in Christus, ons word die tuiste van God. So hy sê dat hierdie struktuur wat ons hier bou, is waar ons shalom, die vrede van God, kom ontvang en ontdek, saam ontdek. En waar ons getuig van God se liefde en vrede. So, hoekom mag ons nie vir God 'n huis bou? Nou as ons na die geskiedenis van Israel kyk, en ons kyk na die geskiedenis van die Christendom deur die jare, het ons Christene in die naam van God baie oorlog gemaak. Het ons in die naam van Christus baie geld ingevorder, maar dit nie baie goed bestuur nie. So wanneer ons mense begin strukture oprig vir God, dan lyk ons soos Dawid wat oorlog maak. Dan wil God nie hê, dan moet 'n tempel vir hom wees, waar sy naam geassosieer word. God roep ons as mense, om nie uit ons eie fisiese wêreld om 'n tuiste te maak. So dis hoekom God weet, dat die mens is nie in staat om iets te maak, wat ewig is, ewigdurig is. Alles wat ons vir hom kan doen, is nietig, vergaan. So God se huisplanne vir ons. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat ons kan deel vorm van hierdie koningshuis, koninkryk wat ewig is. Hy het vir ons 'n huis voorberei. Hy het 'n huis vir ons voorberei, waar ons ewig saam met hom kan wees. Hy wil nie hê ons moet 'n huis vir hom voorberei, want ons huise wat ons voorberei, vergaan. Ons het nie alles wat die mense oprig, die tempel wat hulle opgerig het, dit het vergaan, dit is verwoes. Hierdie strukture gaan ook nie in ewigheid hou. Maar God het gesê, ek berei 'n huis vir julle voor. Maar kom maak my tuiste
My ewige tuiste maak ek in julle, sodat wanneer julle by mekaar kom, dan gaan julle die vreugde en die liefde van Christus ontvang. Jesus het nie gesê, begin kerke geboue oprig nie, maar hy het gesê, hy het geweet dat daai vrede van God kom in volmaaktheid, wanneer ons kom getuig van wat God vir ons gedoen het, wanneer ons sy liefde van Jesus Christus met mekaar deel. So dis hoekom ons nie 'n huis vir God kan bou nie. En hoekom hy die huis vir ons gebou het, deur sy seun Jesus Christus. So ons huis, ons bring vir God. Ons bring daai tuiste wat hy in ons gemaak het, bring ons hier. Ons oë is gerig op die ewige koninkryk van Jesus Christus. Daai koninkryk waartoe hy Dawid ook gelei het en deur Dawid vir ons ook naartoe lei. Die koninkryk, die koningshuis saam met Christus Jesus. So kom Jesus, kom weer in ons harte hierdie Desember. Dat ons weer saam met u gebore word in hierdie wonderlike vryheid wat God vir ons bewerkstellig deur sy seun. Amen. Here, ons wil baie graag vir u iets doen. Ons wil graag vir u iets groots doen. Maar Here, in ons eie menslikheid het ons nog niks gebou wat vir ewig hou. In ons harte probeer ons hierdie plekkie vir u ook maak, waar ons heilig bly. Maar Here, ons kry dit ook nie reg. U het eintlik binnekant ons nie 'n veilige vesting. Maar God, dankie dat u seun Jesus Christus vir ons gestuur het. Want u skenk en stort u gees oor ons uit, en dan kom woon iets heilig hier binnekant ons, wat ons verbind met die ewige koningshuis, die ewige koninkryk van Christus. Kom ons begin ophou probeer 'n heilige vesting vir u maak, Here. Hier binne in ons, hier in die wêreld. Kom ons rig ons oë op die ewige koninkryk, Jesus Christus. Dankie dat u hierdie deur, hierdie hek vir ons oopgemaak het, Here. Na die ewige koninkryk, saam met u. Dat ons elkeen daai verlossing sal ontvang. En dat ons 'n lewende getuienis sal raak. Dat ons die beeld van Christus, die Gees wat in ons woon, dat dit sigbaar sal raak in die wêreld. Dankie dat u woning, u ewige woning, hier binnekant ons wil maak. Bid dit in Christus naam alleen. Amen. Amen. So, nou gaan ons weer lekker saam sing. So as ons staan, dan kan ons laaste lied saam sing. Aan die einde van hierdie lied kan ons dank ons op. Welkom woestine nag van vrede onder die suiderkruis. Vyf stemme uit die ou verlede, ons die sterfvelde huis. Kerstfeest kom, hier aan God die Heer. Skenk ons 'n oude somer Kerstfeest in hierdie land, o Heer.
as ons die kante neem, toe hy sy seun aan ons begee, ons grootste Kersgeskenk. Christus kom, hier aan God die Heer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land weer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land weer. Mag die liefde van God, die vrede van Jesus Christus en die nabyheid van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen. A cappella. A cappella. Amen. Ek gaan gou kyk of ek die verjaarsdag nee. Ek het nou nie 'n nuusbrief nie. My selfoon is besig om af te neem, so ek kan nie eens op my selfoon kyk nie. Het iemand miskien 'n selfoon, dan kan ons gou die verjaarsdag lees, asseblief. So dis weer verjaarsdag. Rico Smit vir jou, Sarah Marie se kleinseun. Okay. Baie geluk julle. En Kara van Skalkwyk, sy is 1 jaar oud. Wonderlik. Sy het nou met die naam, sy vir jou ook. Okay. Baie dankie weer. Dan die weeksinne. Ja, dis dit vas. Hier is die lys. Kom maar daar is. Dan die Ellen kom altyd tot die redding. Baie dankie. Môreoggend is dit Joe Eagleton wat verjaar. So julle moet sommer nou vanoggend al Joe geluk sê. Rousseau van Willendorf is AW en Monica se skoonseun verjaar ook maandag. Dinsdag is dit Ria Opperman wat verjaar en Mimi van die Westhuizen. Dan die 23ste Elise Holland, Lizanne Momberg en Pierre Wilders. 24ste is dit Benny Visser. Die 27ste is dit Dani de Tooy en Boelie Burger. Is dit tot daar. En die 25ste die Jesus. Julle kom geniet saam met ons 'n tee of 'n koffie en daar's daar 'n paar koekies oor vir die jaar. So geseënde feesseisoen vir julle. Ons gaan nou ons is nou eers toe. Skakel ons in by Pionierspad. Ons gaan op die WhatsApp groep gaan ons net eers stuur. Ek weet Eros het ons genooi. Ons sal net oor vir hierdie spot ons ook nooi as ons die tyd het. So Eros het ons genooi, maar ons sal op WhatsApp sal ons vir julle deurstuur waar daar Kersdienste gaan wees en Nuwe Jaar en die 3de. Okay. Seënde Sondag vir julle.